Goeiemôre. Hartlik welkom vanoggend ook by ons Sondagoordenking. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie in die evangelie volgens Matteus lees. Matteus 16, daardie pragtige belydenis van Petrus. Ons gaan kyk wat het na daardie belydenis toe aanleiding gegee en uiteindelik ook wat die gevolg van daardie belydenis was en wat dit vir ons vandag in die lewe beteken. Matteus 16, hier vanaf die 13de vers gaan ons saam lees. Voordat ons dit doen, gaan ons nou eers saam bid. Here, ons aanbid U vanmôre, omdat U die Here van ons lewe is, en niemand anders nie. Here, U is die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, van ewigheid af tot in alle ewigheid. Ja, waarlik, Here, aan U wil ons vanmôre ons lof en ons eer bring waartoe ons in staat is. Ja, ons wil U naam groot maak en verheerlik, wetende dat woorde nie genoeg is om U grootheid en U almag te beskryf nie. Dankie dat ons U kinders kan wees en aan U kan behoort. Ons is so van ons eie nietigheid en ons eie kleinheid bewus. Ons is bewus daarvan dat ons so broos en breekbaar is, ja, dat ons so maklik omgewaai word deur die storms van die lewe. Dankie dat ons rots in U, ons Here Jesus Christus het. 'n Rots waarin ons kan vashou, wat nooit wankel nie, die enigste ware anker wat altyd staande bly. Dankie Here dat U ons kom loskoop deur die bloed en dat ons so U kinders kon word. Ons is so geseënd. Seën ook nou U woord aan ons. Here, ons wil graag luister wat U woord vir ons sê. Ja, vat weg dit wat ons miskien bekommer op hierdie stadium, sodat ons gefokus sal wees op dit wat U vir ons wil sê en dat ons lewens ook aan die hand van U woord sal gaan aanpas. In die naam van Jesus. Amen. Matteus 16. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Geliefdes, wanneer ek en jy hierdie pragtige gedeelte saam lees, is dit tog opvallend. En daarom wil ek hierdie gedeelte juis met u deel rondom die tema 'n hartdeursoekende vraag, vra na antwoord uit die hart uit. Hoe opvallend is dit nie? Ons sien natuurlik hier in Matteus 16 een van die eerste belydenisse van die disippels raak. En wanneer 'n mens oor 'n belydenis praat, is 'n belydenis nie sommer net so geskrif of sommer so gesê nie. Nee, wanneer 'n saak 'n belydenis word, dan raak dit 'n saak uit die hart uit. Dit wat jy regtig bedoel, dit hoe jy voel en wat jy bereid is om voor te staan in die lewe. Ons bely elke Sondag ons geloof in God drie-enig, op watter manier ook al. En dan sê ons, hoorie, maar dis die inhoud van wat ek en jy glo. Dis die manier hoe ons vashou aan hierdie rots wat ons leer ken het, wat ons God en ons Here verlosser noem.
'n belydenis. En as 'n mens so 'n bietjie deur die woord blaai, dan sien 'n mens oral is daar belydenisse in die Bybel te lees. Dink nou maar byvoorbeeld aan die Psalms. Hoeveel belydenisse is nie daar nie? Ja, psalmdigters wat vertel hoe hulle God sien, wie God vir hulle is. Ek dink maar aan die bekende Psalm 23 wat ons almal ken. Dis 'n belydenis wanneer Dawid sê, maar die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 'n Ander Psalm, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Ja, belydenisse wat oral te sien is. Ook in die profete wat sê wie God is. God wat geskep word, hy soos in die profete soos die leeu van Juda, of God wat die lam is, wat geslag is, bietjie later in die Nuwe Testament. 'n belydenis van wie God vir ons is. Ons Here Jesus en sy disippels bevind hulle in Caesarea Philippi. Nou, Caesarea Philippi was 'n hele entjie noord van die see van Galilea gewees. Dit is waar Filippus geregeer het. En aanvanklik was Caesarea Philippi se naam ook Caesarea gewees, maar later het keiser Filippus dit juis na Caesarea Philippi verander, juis om hom ook te hernoem en sy magsgebied so aan te kondig en te proklameer, want hy het op daardie oomblik in Caesarea Philippi geheers, natuurlik onder die Romeine. Ons Here Jesus en sy disippels is daar saam en dan kom daar 'n vraag, maar wie sê die mense nou eintlik is ek? Ek dink ons Here Jesus het presies geweet wat die antwoorde hierop sal wees, maar dit gaan juis oor, maar hoe dink die disippels oor hierdie hele saak? Wie dink hulle is Jesus? En dan kom daar 'n klomp antwoorde, 'n profeet, selfs Elia, selfs die ander groot profete. Dalk het hulle gedink aan Deuteronomium 18, daar in die 18de vers, wat gesê word, maar 'n groot profeet sal na vore kom, om ook te doen wat hy moet doen vir die volk. En daarom dan die antwoorde. Maar dan verander die vraag so bietjie. Dan kom daar 'n vraag waarin die disippels nie meer kan sê, maar wat sê hulle nie? Wat sê die ander mense nie? Nee, die vraag kom, Matteus 16 vers 15, maar julle het hy gevra. Wie sê julle is ek? En ewe skielik raak dit 'n baie persoonlike vraag. Wie sê julle is ek? Julle het nou al 'n tyd saam met my geloop en julle het my eerstehands ervaar, julle wat my disippels is. Vandaar langs die see van Galilea waar ek julle geroep het, tot nou vandag het julle my leer ken. En dan, wie sê julle is ek? Ek dink daar was sekerlik so 'n bietjie van 'n ongemak onder die disippels gewees. Is maar wat ek dink. 'n Ongemak as 'n mens so direk gekonfronteer word met so geweldige, hartdeursoekende vraag. Want die antwoord op hierdie vraag sou presies kom sê wat in die hart van die disippels lê. En ek en jy, my broer en suster, wie sê ons is Christus? Wie sê ons is Christus? Want sien, hierdie vraag word so dikwels gevra, waarin ek en jy moet antwoord. En daarby kom ons so 'n bietjie later. Maar telke male moet ons maar sê wie Christus is. En dan sien ons die antwoord uit die hart uit, wat 'n lewe in 'n ander rigting stuur. Simon Petrus het geantwoord. Ek dink ou Simon was sekerlik gesien
as die voorloper van die disippels gewees, waar ons Here Jesus verduidelik dat hulle almal maar gelyk is, het Petrus maar baie gou gepraat, en Petrus het na vore gekom en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En wanneer Petrus dit antwoord, dan sien ons hierdie geweldige belydenis. 'n paar woorde. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Petrus, wat net daar verklaar het waar hy met Jesus staan. En op daardie oomblik het Petrus 'n geweldige aanpassing in die uitkyk op die lewe gekry. Ja, sy uitgangspunt het totaal en al verander. Hy het maar saamgeloop met Jesus inderdaad as disipel en vir Jesus inderdaad seker baie lief geword. Maar nou gaan dit nie net meer oor die oppervlakkige nie. Nou gaan dit oor 'n baie dieper saak. Interessant genoeg, ons onderskei mos in die Grieks oor 3 forme van liefde. In die eerste plek kry ons hierdie liefde wat beskryf word as eros liefde. Dis die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Dan kry ons die sogenaamde adelphos liefde, die liefde tussen vriende en broers onder mekaar, en dan die diepste vorm, agape liefde. Daardie innige liefde tussen God en mens. Daar waar 2 mense of 2 persone eintlik in 'n diepe verhouding aan mekaar verbind is. En wanneer Petrus hier antwoord, dan sê hy, Jesus Christus is die Here van sy lewe. En dan moet ons ook onthou, dis die Petrus wat so moedeloos geraak het, en wat elke keer maar met broederliefde geantwoord het, toe hy daar gevra is, maar Petrus, het jy my lief? En dieselfde opdrag uiteindelik na hom toe gekom het, toe hy verstaan, maar dit gaan baie dieper as bloot eenvoudig net vriende of broederliefde. Dit gaan oor 'n innige verbintenis. 'n verbintenis tussen hom en sy verlosser, sy Messias. En so kry hy hierdie ingesteldheid, en word hierdie ingesteldheid reeds nou vir hom voorgestel, wanneer Christus sê, maar Petrus, jou naam is van nou af Petrus, en nie meer Simon, seun van Jona nie. Nee, dit sal Petrus wees, want op hierdie rots gaan ek my kerk bou. 'n antwoord wat uiteindelik ons totale siening op die lewe sal verander, as ons eerlik is oor daardie antwoord. Want hier is nie 'n tussen 'n antwoord moontlik nie, geliefdes. Hier is nie 'n antwoord waarin ek kan sê, ek weet nie. Dis of die een of die ander. Of Christus is jou verlosser, of hy is nie jou verlosser nie. En die antwoord bepaal hoe ons op die lewe sal benader. Ons antwoord bepaal ook ons dag tot dag optrede. En dit moet ons dalk baie vir mekaar beklemtoon. Want sien, ek en jy is ook mos sendelinge in die wêreld. Ons is ook mos na 'n wêreld gestuur. Ons leef nie vir onsself hier op aarde nie. Ons leef juis om die goeie nuus vir mense te bring. Ja, en daarom kan mense elke dag ons antwoord sien. Ons antwoord in die optrede teenoor ons naaste, hoe ons met mekaar praat, en hoe ons vir mekaar vertel van dit wat ons glo. 'n antwoord in die optrede teenoor hulle wat ons sommer net elke dag op ons lewenspad ontmoet, ja. Daardie man by die robot, daar waar ek hom sien, wat is my reaksie teenoor hom? Selfs daardie ouetjie wat jou kwaad maak, hoe's my reaksie? Vertel dit van hierdie antwoord wat ek vir die Here gegee het. 'n antwoord teenoor ons natuur. Is ek hier om net te verniel? Is ek net hier om uit mekaar uit te ruk? Of help ek om dinge beter te maak? Om ook heel te maak, waar ons al klaar soveel skade gemaak het?
Ons antwoord bepaal ons dag tot dag optrede. En dit kan gesien word. Mense kan sien as jy Jesus Christus as die Here van jou lewe het, en as jy saam met Petrus kan sê, U is die Messias, die Seun van die ware God. Maar bo alles, wanneer ons hierdie antwoord gee, kan dit nie anders nie, dat dit ook ons eindbestemming bepaal. Waarheen ek en jy op pad is. Kort hierna kondig ons Here Jesus die eerste keer aan dat hy sal moet sterwe en dat hy die dood sal oorwin. Die disippels hoor dit en dan is dit vir hulle moeilike woorde. Ons antwoord bepaal ons bestemming. Weet jy, wanneer ons Here Jesus Christus vir Petrus hier vra, dan sê die Here vir Petrus wat in die toekoms vir hom wag. En later, wanneer hy weer vir Petrus vra of Petrus hom liefhet, dan moet Petrus weer hoor wat vir hom wag. Hy kry die opdrag om juist te gaan doen wat ons Here Jesus sê, naamlik om die gemeente te vestig en die gemeente te bou, maar dan ook wanneer hy hoor dat dit nie altyd maklik sal gaan nie en dat daar dalk 'n moeilike einde ook vir hom voorlê. Maar 'n einde wat sal oorloop in 'n lewe vir ewig saam met die Here. Want sien, wanneer Petrus hoor dat hy die rots is waarop die gemeente sal staan, hy die leier is wat sal voorloop om die gemeente te bou, dan weet Petrus ook dat hy gehoor het, Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, Johannes 14 vers 6. En wanneer dit gehoor word, dan weet ons, wanneer ons ook daardie verbintenis gemaak het, deur te sê, Jesus is ons verlosser en saligmaker, ons ook seker kan wees, waarheen ons op pad is. Dat ons ook op pad is na die baie woonplek, wat hy juis vir ons gereed gemaak het, soos wat hy in Johannes 14 vir ons skets. Wat is ons antwoord? Jy, my vriend, hoe antwoord jy as jy vandag deur die lewe loop en jy sien iets raak en iemand wat miskien met 'n bakkant voor jou staan, dan moet ons antwoord op, maar wie sê julle is ek? Wie sê jy is ek? Hoe gaan jy antwoord? Want sien, jou antwoord en my antwoord is so bepalend. Bepalend ten opsigte van ons ingesteldheid, bepalend ten opsigte van ons doen en late, maar ook bepalend ten opsigte van ons toekoms. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre hierdie pragtige gedeelte weer kon oordink. Here, ons het dit al so baie kere gedoen en dit dalk al so baie kere gelees, maar vanmôre is dit weer asof U opnuut ook vir elkeen van ons kom vra, maar wie sê jy is ek? Ag Here, help tog dat ons dit altyd sal onthou. Ons wat so met ons monde bely wat in ons hart is, ja, ons wat ook saam met Petrus wil sê, U is ons saligmaker en verlosser. Laat ons besef dat dit juis bewys word in ons benadering van mense. Ja, hoe ons ingesteld is op alles om ons, op ons doen en late, dat ons doen en late 'n antwoord word op hierop, maar dat dit ook 'n antwoord word op ons eindbestemming en waarheen ons op pad is. Dankie dat ons juist vandag kan sê, ons glo in U en weet dan waarheen ons op pad is. Ons is so geseënd. Ons bid vir hulle wat vanmôre siek is, hulle wat swaar kry op een of ander manier, hulle wat dalk met 'n verhouding sukkel. Ag Here, seën hulle en hou hulle naby aan U vas en gee U ook spoedig beterskap, soos wat U alleen maar net kan. Here, ons bid vir die week wat voorlê, seën ons in hierdie week, seën ook ons land. Gebruik ons om heel te maak, Here,
dit wat so gebreek is in hierdie land, dit wat so stikkend is. Ons dink maar net aan die korrupsie, die misdaad, die moord, en alles wat plaasvind, wat dit nog verder breek. Gee dat ons nie sal meedoen aan die stikkend maak van dinge nie, Here, maar dat ons juist sal meedoen om heel te maak. In die naam van Jesus. Amen. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is sorgenaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is sorgenaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel